Die beste ding wat jy kan doen, is om meer van God se woord in jou lewe te kry. Die manier hoe jy dit kry, is deur jou tong. Nie eers dit wat jy sien nie, dit wat jy hoor nie, maar die tong is dit wat dit binne in jou hart inkry. En dis wat die Here van praat. As ek eet, jy eet met jou tong. Jou tong is geweldig belangrik met eet. Dis God se woord. Die oomblik wanneer ek God se woord praat, so ek lees God se woord, luister na God se woord, maar ek praat dit. Dit is so belangrik as jy Bybel lees om hardop te praat. En weet jy hoekom is die Bybel vir my baie belangrik? Hoor wat sê Jesus, Johannes 6 vers 63. Hy sê dis die Gees wat lewend maak. En dan praat hy van die Heilige Gees. Dis die Gees wat lewend maak. Die liggaam baat niks. Jou liggaam kan jou nie red nie. Inteendeel, jou liggaam is maar baie sensitief. Jou liggaam moet jy pas op en beskerm. Anders sterf jy. So jou liggaam kan nie vir jou lewe gee nie. Die liggaam baat niks nie. Die woorde wat ek aan julle rig is gees en lewe. En dan moet jy verstaan, hierdie woord, hierdie skrif is nie net papier en ink nie, maar hierdie kom van die gees en gee lewe. Hierdie is gees en lewe. Die oomblik wanneer ek die woord lees, wanneer ek dit praat, wanneer dit in my mond is, wanneer dit deel van my word, kom daar gees en lewe binne in my. Daar gebeur iets hier binne in my, omdat ek by God se woord kom. Nou ek dink, as jy meer van God se woord in jou kry, gaan dit met jou baie beter gaan. En dis wat Jesus sê, net die volgende, in dieselfde hoofstuk, vers 33, 32, hy sê, ek verseker julle, dis nie Moses wat aan julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar my Vader, en dis hy wat nou aan julle die ware brood uit die hemel gee. Jesus, wat die brood is, hierdie Bybel, wat God se woord is, God se brood is, wat my voed. Dan moet jy net jou liggaam voed nie, jy moet jou gees voed. En dan besef jy hierdie skrif. Hy sê, dis gees wat lewend maak. Die liggaam baat niks. Jou liggaam maak nie dat jy hemel of hel toe gaan nie. Jou liggaam maak, kan jy nie red nie. Jou liggaam kan nie hiernamaals vir jou niks beteken nie. Hy sê, maar die woorde wat ek tot julle rig, is gees en lewe. Wil jy bietjie meer lewe kry? Kry God se woord in jou. Sorg dat God se woord in jou is. Dankie dat jy lief is vir God se woord. Dankie dat jy luister vir God se woord. Dankie dat jy gereeld sit en net sommer lees, God se woord lees. En dit hardop lees, dat dit deel van jou lewe word. Dankie dat jy luister, jy's 'n great blessing. Kom ek bid vir jou, net daar waar jy is. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons vertalings het. Dankie vir die tegnologie vandag. Dankie vir YouVersion op ons Bible apps. Dankie daarvoor. Maar Here, dankie dat u lewe, u woord vir ons gees en lewe is. Dankie dat u vir ons lewe wil gee. En ek bid vir elkeen wat na my luister, dat hulle lewe sal kry en die lewe van God in hulle sal wees. Dankie vir u liefde. In u naam. Amen. Dankie, jy's 'n great blessing.